Goeiedag geliefdes, dis vir my 'n groot voorreg om hierdie digitale diens vandag met julle te deel, hier vanuit NG Moedergemeente op Mosselbaai. Ek weet nie waar in die wêreld jy hierna kyk nie, maar waar ook al, hoop ek dat daar waar jy is ook, jy die Here se nabyheid sal beleef en sy vrede en dat hierdie boodskapie ook vir jou vandag van betekenis sal wees. Nou, ons vier natuurlik hierdie Sondag, Palmsondag. Dis natuurlik die laaste Sondag voordat ons volgende naweek Paasfees herdenk, die begin van die Heilige Week op ons Christelike kalender. En dis natuurlik waar Jesus in Jerusalem ingekom het, op 'n donkie, nie op 'n perd nie, en ons herdenk dit, en die skare het hom verwelkom, en palmtakke in die pad gegooi, en geroep, Hosanna, geseënd is hy, wat kom in die naam van die Here. Wat 'n voorreg, dat ons as Christene dit vandag nog steeds kan herdenk. Kom ons bid daarvoor. Ons heilige hemelse Here, wat 'n voorreg om in hierdie tyd te wees van lydenstyd, om te beleef hoe dat U hier op die aarde was en dat U vir ons sondes kom sterf het. Here, gee dat ons in hierdie week wat kom, hierdie heilige week, moeite sal doen en aandag sal gee aan die tyd wat U ook hier op die aarde was. Dat ons daaroor sal dink, dat ons daaroor sal besin, dat ons met medegelowiges daaroor sal gesels, dat ons net weer sal besef hoe groot gebeurtenis dit was. Dat U aarde toe gekom het as 'n mens, sodat ons as verloste mense kan leef. Dankie daarvoor. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou ja, vriende, ons lees vandag uit Johannes se evangelie, Johannes hoofstuk 10, van die goeie herder natuurlik, die baie bekende gedeelte, en julle is welkom om te luister na die eerste 11 verse van Johannes hoofstuk 10, die goeie herder. Dit verseker ek julle, wie nie deur die hek in die skaapkraal ingaan nie, maar van 'n ander kant af inklim, is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat deur die hek ingaan, is die skape se herder. Vir hom maak die hekwagter oop, die skape luister na die herder se stem. Hy roep sy skape op hulle name en lei hulle uit. Wanneer hy al sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal nooit 'n vreemde volg nie, maar van hom af weghardloop, omdat hulle nie die stem van vreemdes ken nie. Deur hierdie beeld het Jesus met hulle gepraat, maar hulle het dit nie verstaan nie, wat dit was wat hy vir hulle wou sê nie. Toe het Jesus verder gesê, dit verseker ek julle, ek is die ingang vir die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die ingang. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Hy sal in en uitgaan en veiding kry. 'n Dief kom steel net en slag en uitroei. Ek het gekom, sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir sy skape. Lê sy lewe af vir sy skape. Nou, ons lees in die evangelies op verskeie plekke van herders en skaapwagters. Sommige kere praat Jesus van regte skaapwagters, of die evangelie, soos met Jesus se geboorteverhaal. En soms gebruik Jesus dit dan nou as 'n beeld om 'n boodskap te bring, soos byvoorbeeld die gelykenis van die verlore skaap, en hoe die herder 99 skape gelos het om agter die een aan te gaan en te gaan soek. En ons weet nou, hy het dit gedoen omdat hierdie mense met wie hy gepraat het in daardie tyd, dit daarmee kon vereenselwig. Net soos hy van vissers en met vissers gepraat het vroeër in sy bediening, het hy nou van skaapwagters en skape gepraat. As hy vandag hier met ons moes kom gesels, sou hy dalk eerder ander stories of voorbeelde kon gebruik, ander gelykenisse vertel, meer wat by ons konteks ingepas het. Maar gelukkig maak hierdie voorbeelde wat hy in sy tyd aan sy disippels en die mense om hom vertel het, vir ons vandag nog steeds sin. En ek dink dit is een van die redes hoekom die Bybel so spesiaal is. Oor die eeue heen
is dit nog steeds relevant en maak daai stories vir ons nog steeds sin. En ons kan dit natuurlik alles glo, want dit is die volle waarheid. Nou ek weet nie so baie van skaapboerdery af nie, miskien is daar van julle wat meer daarvan al weet. Ek het daarom die voorreg gehad om op 'n stadium in my lewe so 'n bietjie met wild te kon boer, daar in Tabazimbi se bosveld. En ons het dan ook nyalas en bosbokke en swart rooibokke en goue wildebeeste elke dag moes voer. En wanneer ons daar by die voerbakke laatmiddag kom, dan is daar niks bokke in sig nie. Hulle is weg, hulle weet nie waar hulle is nie. En ek het so 'n sekere fluit gehad waarmee ek altyd my seuns geroep het. En dan het ek so 'n ander fluitdientjie gehad waarmee ek dan nou die bokke geroep het. En terwyl ek dan nou die voerbakke vol gegooi het, het ek die fluit nou maar gefluit en dan is dit nie lankie, dan staan die bokke hier rondom my. Nou weet ek nie altyd of hulle agter my fluit aangekom het en of hulle dalk eerder agter die voer se reuk aangekom het nie, maar die lekkerte was tog dat hulle nader gekom het en hier by my kom staan en vreet het. Nou om die voer aan te koop was maar 'n duur speletjie en om dit elke middag te maal en te meng was maar moeite gewees. En dan om die voer emmers op te laai en te gaan uitgooi was maar partykeer 'n slep. Maar die gevoel wanneer hierdie bokke hier rondom jou kom staan en jy besef hulle oorlewing en hulle veiligheid hang van jou af, is iets wat ou eintlik nie kan beskryf nie. Jy staan daar en jy sien hoe het hulle aangeteel en jy sien hoe word die kleintjies groot en daarom het ons dan nou moeite gedoen om die kampe waarin hulle is veilig te maak. Ons het stewige drade gespan en elektriese heininge opgesit en die drade skoon gehou, want ons het geweet daardie bokke se oorlewing en se voortbestaan is van dit afhanklik. In Jesus se tyd het die skape ook maar in die nag in krale geslaap, klipkrale of selfs in grotte om hulle te beskerm. Nou die krale kon dalk nog hekke gehad het, maar ek kan daarom nie dink dat al die grotte wat hulle daai tyd gebruik het hekke gehad het nie. Dan het die herder sommer gewoonlik so by die ingang van die grot of van die klipkraal geslaap in die nag, om te keer aan die een kant dat die skape wat binne is nie uitgaan nie, en aan die ander kant natuurlik om te keer die ongediertes nie inkom om die skape te kom vang nie. So in die oggend het hy dan die skape oop laat gaan, uit laat gaan daar in die veld en saam met hulle gestap en dan die skape nou mos maar gedoen wat skape doen deur die dag, nê. So Jesus leer ons met hierdie verhaal dat ons enigste toegang tot redding deur hom alleen is. Hy laat ons toe om sy koninkryk binne te kom sodat ons veilig is. Maar hy laat ons ook toe om in die wêreld uit te gaan en die lewe te leef. Maar die heeltyd is hy daar by ons om ons op te pas en ons te beskerm. Want soos met die skape is daar maar in ons lewens ook dinge wat ons lewe bedreig. En julle weet dalk baie beter as ek, as jy terugkyk op jou lewe, dan herinner hierdie teks ons daaraan dat ons veiligheid lê nie in dit wat ons bereik of dit wat ons versamel of dit wat ons bymekaar maak nie. Ons veiligheid en ons gemoedsrus lê in Jesus, deur wie die ingang na die lewe is, die ingang na die ewige lewe. In vers 11 sê Jesus, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir sy skape. So wat is die kenmerke van 'n goeie herder? Die eerste een in vers 14 is, hy ken sy skape. In vers 3 sê, hy roep hulle by hulle naam. Vers 4 sê, hy lei hulle. En dan sê dit daar ook, hy gee sy lewe vir hulle. En is dit nie presies wat God vandag vir ons ook doen nie? Hy ken ons elkeen se naam. En hy roep ons elke dag op daardie naam. Hy lei ons verseker, as ons maar net wil hoor. En ons weet Jesus het sy lewe vir ons gegee. Ons dink juis nou in hierdie tyd van lydenstyd weer gereeld daaraan. Jesus sê ook, ek het gekom sodat hulle lewe kan hê en dit in oorvloed. En hier gaan dit weer nie oor materiële oorvloed nie, nê? Dit gaan oor vrede, dit gaan oor verlossing, dit gaan oor verhouding met God, dit gaan oor die ewige lewe. Ek weet nie van julle nie, maar baie keer voel dit vir my, hierdie lewe wat ons leef, gaan meer oor verlies. Dink bietjie daaroor. Soos ons leef en ouer word, verloor ons gesondheid, ons verloor ons krag, so op ons lewenspaaie verloor ons vriende en geliefdes langs die pad van dood. Geld verloor sy waarde, en jy verloor uit en uit
as jy vandag by die dieselpomp gaan stop. Maar Jesus sê, selfs wanneer hierdie dinge minder word die lewe in Christus meer. Jesus sê ook, my skape luister na my stem, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Hoeveel versekering lê daar nie in hierdie paar woorde opgesluit nie. Ons hou nie vir Jesus vas nie. Ons hou miskien aan hom vas. Dit laat my dink aan 'n prentjie waar 'n klein kindjie so om sy pa of sy ma se been gryp en vashou. Die kind gryp en hou vas, maar die sekerheid en die veiligheid lê eintlik by die ouer. Ons kan ook maar aan Jesus vasgryp. Dis ons voorreg, maar die sekerheid lê in Jesus, by hom. So nou met al hierdie vergelykings in gedagte van 'n herder en sy skape en hoe Jesus ons oppas en versorg, wonder ek tog maar soms, wat weet Jesus regtig van my moeilikheid af? Dit is nou maklik om te sê, ons is sy skapies en hy is ons herder, maar wat weet 'n herder regtig van skaapwees af? 'n Herder is 'n mens, skaap is 'n skaap, ons is mense, Jesus is God. Weet hy regtig hoe bang of hartseer ons partykeer is? Weet hy regtig enige iets van menswees af? Die antwoord, hy doen, verseker. Net soos Jesus homself 'n herder genoem het, het hy homself ook die seun van die mens genoem. In gewone taal beteken seun van die mens eenvoudig 'n menslike persoon. En wanneer Jesus hierdie titel van die seun van die mens gebruik, dan wys dit, hy het werklik mens geword. Hy deel ons lewe, ons pyn, ons swaar kry. Hy verstaan wat menslike swakheid is. Daniël het al in die Ou Testament in sy visioen gesien, iemand soos 'n seun van die mens, wat met die wolke van die hemel afkom. En dan lees ons in Markus 8 vers 31 ook, dat Jesus hierdie titel gebruik wanneer hy oor sy lyding praat, hierdie lyding van lydenstyd. Daar staan, Jesus het hulle toe begin leer dat die seun van die mens baie moet ly. Dat hy deur die familiehoofde en priesterhoofde en skrifgeleerdes verwerp moet word en doodgemaak moet word en 3 dae later moet opstaan. En dis waar ons nou is, in lydenstyd, in Paastyd. Voordat Jesus ons herder geword het hy eers een van ons kom word. Hy het eers kom voel hoe dit voel en hoe dit is om bang te wees, om hartseer te wees, om alleen te wees. Bang, ons weet, Jesus was doodsbenoud voor sy kruisiging, dit staan so. Hartseer, hy was regtig hartseer oor die mense en veral sy disippels, wat nie verstaan het waaroor dit gaan nie. En alleen, julle weet mos, ja, was baie mense om Jesus, maar julle weet mos, partykeer, al is daar baie mense om jou, voel jy's tog so alleen. En dis wat Jesus ook beleef het. So, Jesus ken jou storie. Hy weet wat in jou hart omgaan. Dit wat jou bang maak, of dit wat jou angstig maak, of dit wat jou skaam laat voel oor goed wat jy gedoen het, of dit wat jou hartseer maak oor wat in jou lewe gebeur of gebeur het. En omdat hy presies weet wat dit is om waarlik mens te wees, want hy was hier, kan hy nou ook waarlik ons herder wees, en weet hy presies wat dit is om herder te wees. Kom ons sê vir hom dankie daarvoor, ons heilige hemelse Here. Dankie Jesus, dat u hierdie lydenspad gestap het, dat ons weer daaraan kan dink in hierdie tyd, en dat ons kan uitsien na Paasfees wat kom. Het is seer om te dink, u moes gesterf het en u moes gelei het, maar Jesus, u het opgestaan. Wat 'n groot voorreg dat ons dit mag beleef en deel wees daarvan. Baie dankie daarvoor. Dankie vir al die liefde en al die genade. En dis klein woordjies wat baie beteken. Ons is u innig dankbaar daarvoor. In Jesus se naam. Amen. Vriende, voor ek afsluit, wil ek dalk net gou noem, die van julle wat hier in Mosselbaai rond is oor Paasnaweek, gebeur daar 'n paar lekker goed wat dit lekker sal wees om te beleef oor Paasnaweek. Kom ek noem gou vir julle, eerskomende donderdag aand, die 2de, is daar 'n meditatiewe diens in ons kerkgebou op Heilige Donderdag. Almal is welkom om dit by te woon. Dan op Goeie Vrydag is daar nagmaal om 8 uur
en om 10:00. Jy is almal welkom, bring julle familie en vriende wat kom kuier het by die see saam na dit toe. En dan natuurlik opstanding Sondag, die lekker ene, 6:15, 6:15, maar kom al vroeg, 5:30 of 6:00, opstandingsdiens op Santos se strand. Ons sit almal daar lekker met ons tone in die sand en ons kyk hoe kom die son op, hoe Jesus opgekom het vir ons en vir ons gekom lewe het. En dan direk daarna 8:00 en 10:00 weer opstandingsdienste in die kerkgebou vir die wat sou lus wees om soontoe te kom. So baie welkom aan almal om dit te kom bywoon en geniet julle Paastyd. Deel dit met vriende en geliefdes en familie en onthou vir Jesus dat hy vir ons opgestaan het. Ek glo dat elkeen 'n geseënde Paasfees sal beleef. Groete.